Die Buffelbul van Inyatikulu, episode 13, 'n vervolgstorie, bygeskryf, voorgelees op die YouTube-kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories, #audioboeke. Jy kry die audioboeke onder podcasts, en daar is heel wat van hulle volledige boeke reeds voorgelees, waarna jy gratis kan luister. Jy mag dalk subscribe as jy so voel, want dan hou jy kontak en weet as daar nuwe stories opkom. Luka Willemse ontmoet die Teron geselskap 10:00 Vrydagoggend om vir hulle die beste pad na Inyatikulu te wys. Dit reën nie meer nie, maar daar is steeds paaie wat erg verspoel het en wag om herstel te word. Net soveel padskrapers en so baie paaie. Barend sien uit om die 5 jong buffelverse te sien wat hy en Dirk vir hom geoormerk het. En Zak en Carly het saam gery, glo om weg te kom van die 5 of 6 huweliksbeplanners wat hulle lewens in hierdie stadium namens hulle bestuur. Maar hulle lyk daarom nie asof hulle wil polse afbyt van frustrasie nie. Eerder asof hulle mekaar kan opvreet, want helaas, die liefde is sterk aan die blom daar. Wat Luka natuurlik aan die dink sit, waar hy nou voor hulle uitry. Hoekom ontwyk dit hom, hierdie soort gevoel? Hoekom het hy nog nooit so verlief geraak op iemand dat hy eerder wil afhaak as uithaak, nie? Moet hy daaroor huil, of moet hy dankie sê dat daar altyd iets in die pad gestaan het, wanneer hy so ietwat verlief gaan staan en raak het? Want hier het dit so waar weer gaan staan en gebeur. Hy kan nogal vir Larry Sullivan begin omgee, as dit nou net van hom sou afhang. Gewoonlik is wat hy voel, eers sy lyf wat met hom wil weghol. En dit doen mos reeds. Hy dink 24 uur van die dag aan haar oulike volwasse vroumens lyfie. En as sy eie lyf eers op 'n weghol met hom is, hou sy kop mos op met werk. Maar nou dat hy homself in toom moet hou, laat waai sy kop en sy brein en sy gedagtes op paaie van hulle eie. Hy het vir Larry naak gesien en gevoel, nou nie intiem naak nie, maar kaal genoeg om hom amper mal te kon maak, behalwe dat hy so jammer vir haar was in daardie stadium. En van daar af was dit toe nie net lyfgedagtes wat hom met hom mors nie. Hy wonder of sy familie van haar sal hou. Dis die soort gedagtes wat hy nou het. En hy sien hulle saam by 'n vuurtjie in die Kreerwiltuin sit. Hy sien hoe hulle lang ente kan gaan stap, haar hand in syne. Is jammer dat sy nie Afrikaans praat nie. Hy sal haarself saam met hom kerk toe neem en hande vashou as sy net 2 woorde verstaan het, wat ouboet dominee soms spreek. As hy haar syne maak, moet dit hart en siel eerste wees, en daarna sal hy haar stadig. Nee, wag, daar gaan sy kop alweer. Shut up, Luka Willemse, don't think a thing. Maar Larry Sullivan, hy moker sommer die arme ou cruiser se stuurwiel. Toe weet hy, eerder bliksem hy die ou wat iets aan haar doen, as dat hy iets met haar doen. As daar ooit iets sou kon wees, moet sy wys dat dit is wat sy wil hê, wat heel waarskynlik nie gaan gebeur nie, en waarmee hy nou maar moet vrede maak. Sy is nie hier vir die Buffelbul van Inyatikulu nie, sy is hier vir Dirk van Elst. Luka kan seker sy charmekrane oopdraai en haar van Dirk af probeer afrokkel, soos wat die Impala ramme hier in Maart en April begin doen. Dit is hoe die natuur werk. Elkeen keer sy eie harem aan, en as een van die ooe nou wil oorstap, want die ooe dink mos gewoonlik, die gras aan daai kant van die grondpad is groener. Maar nee, Luka sal nie. Dit sal barbaars en bossig wees,
Al voel hy, die natuur is mos maar sterk in die mens ook, of wat ook al. Behalwe as hy hom misgis, hom dalk net verbeel, dat daardie hemelse bruin oë van Larry soms net te lank oor sy lyf dartel en in sy gesig kom streel. Maar dalk, net dalk, is daar 'n aantrekkingskrag van haar kant af ook. Maar jy word nie 54 jaar oud en gee jouself verlore en simpel aan so iets oor soos hy nie. Veral nie, as een van hulle nie vry is om te doen wat sy wil nie. Op Inyatikulu gaan wag Luka en Dirk by een van die nuwe glasbladtafels op die stoep, dat Geesie en Grayston die gaste en hulle bagasie na hulle kamers neem. Gaste word verwelkom met pragtige borde, toebroodjies, vingerappies, kaas en frikadelle, met vonkelwyn en vruktesap op die huis. Enige ander drank is vir die gaste se eie rekening. Hierdie verwelkomingsbord en drinkgoed is blykbaar Larry se inisiatief. Lig Dirk vir Luka trots in. Veral vir groepe soos die een waarmee Doepies ook nou op pad is hiernatoe. En dan het Larry 2 van Piet se kelders onderhande geneem. Hulle gaan gereeld by die swembad verby beweeg en bestellings vir drank ook neem. Volgende week wil sy vir hulle wit hemde en swart langbroeke gaan koop, sodat hulle erg kelnerig kan vertoon. Dirk vertel nog so, toe kom Doepies met sy lang aaptrop ingery en sy 6 gaste tuimel van bo af. 2 pare, man en vrouens, en 2 dames, wat so klein bietjie ouer as Doepies kan wees. En Doepies draai sy charmekrane oop en help die vroue van die trok af. Skaars raak hulle voete grond of Geesie en Grayston is by hulle ook om hulle te ontvang en met hulle bagasie na hulle suites in die lodge te stap. En wie stap nou af, na wat Doepies so half nie mooi weet wat om met homself aan te vang nie, want dinge het op Inyatikulu nou 'n bietjie verander, en gewoonlik is hy die ou wat die bagasie aandra. Nee, wie nie, Larry Sullivan haarself. Sy stap na hom toe en steek 'n hand na Doepies toe uit en stel haarself aan hom voor, en daar is Doepies skielik nie meer Doepies Du Plessis nie. Nee, hy het voorwaar 'n voornaam gekry. Hy is mos Stefan Du Plessis. Noem hom Stef. Nee, amper sien Luka 'n kol. Die man kan sy charmekrane op enige iemand oopdraai, maar hy moet wegbly van Larry af. Larry is mos Dirk van Elst se girl. Maar toe moet hy wegkyk, want die trongeselskap sluit ook by hom in Dirk aan, en voor hulle op die tafel verskyn daar die allermooiste happiebord met glase vonkelwyn en lemoensap. Dit lyk wow, besluit Zak, en bekyk die bord van alle kante af. Maar ons het nie verwag om gratis te bly en getreed te word nie. Ons wil betaal vir verblyf en ons gaan beslis ons eie drank koop, behalwe vir die bier en goed wat ons gebring het. Nee, julle is ons besigheidsgaste. Daai ouens moet betaal, keer Dirk, en partye in die rigting van Doepies se voertuig, waarop daar nou niemand meer sit nie, waar langs Larry en die man nou in 'n druk gesprek verkeer, terwyl hulle wag vir sy groep om weer op die stoep uit te stap, sodat hulle brode en goeders daar langs die swembad kan gaan chow. Maar om een of ander rede sien hy nie die Du Plessis bedreiging raak nie, want hy voeg ewe gemoedelik by. En natuurlik mag julle eie drank gebruik as julle gebring het, selfs saam met die ete vanaand in die restaurant. Maar môreaand is dit 'n doodgewone braai, so julle bring julle eie drank. Ja, en Luka het genoem dat ons self moet sorg vir ontbyt. Ons het beskuit en pap gebring, maar toe noem Geesie wat die restaurant se ontbytse tarief is. So ons gaan ontbyt koop by haar, dankie. En dit is tussen ons in die kombuis, verklaar Barend. Ek het reeds bespreek by die dame wat ons na ons kamers toegeneem het. O, Luka, hierdie is vir jou. Carly stoot 'n koevert oor die tafel na hom toe aan. En dit is 'n wat? Vra Luka. 'n uitnodiging na ons troue,
jy en 'n metgesel. Maar ek het reeds 'n uitnodiging ontvang. Onthou julle het vir my een gegee toe ek daar weggery het nou die dag, keer Luka. En ek het gesê, ek sal daar wees, om te sien hoe 2 gesore alleen mense die strop om die nek kry. Ek en ek alleen. Nee, hierdie kaartjie lyk nou iets wat anders. Die datum is nog dieselfde, maar die venue het intussen verander. Jy hoor mos nou, ons het ten minste 6 of 7 mense wat die troue uit ons hande geskaak het, verduidelik Carly, sy liggehand. Dit is nie asof ons ondankbaar is nie, maar as dit van my en Zak afgehandel het ons in die praktyk sy agterplaas getrou met Faf, sy skaapbraai en pap en sous om die party mee af te rond. Of 'n magistraat en 'n ete in die spur, sug Zak. Nee, my kinders trou hopelik net eenmaal in hulle lewens. Barend lig sy glas vonkelwyn. Die dat ek Carly se pa ondersteun met die oulike venue wat hy raak gesien het. En ons wil mooi foto's van die dag hê. En iemand bak blykbaar die wonderlikste troukoek. Nee, dit gaan 'n heerlike geleentheid wees. O my hemel, steun Luka en hy maak 'n gebaar met die hand. Vrugtekoek! Om een of ander rede dink my ma dit elke jaar goed om vir ons kinders wat in die land is, elkeen 'n vrugtekoek vir Kersfees te koop. Gelukkig kon ek my laaste koek aan Larry en Dirk afsmeer. Anders was dit teen volgende week weer 'n baksteen. Gelukkig het Marie gevra wat se koek ek en Carly van hou. Ons het 'n wortelkoek gekies met neute en kersies in, sê Zak. Hopelik sal jy 'n stukkie daarvan kan geniet. Ag, dit maak nie saak waarvan troukoek gemaak is nie. Jy ken mos daardie grappie. Daar is kos wat passie aanwakker, soos oesters. En dan is daar eendis wat jou passie vernietig. Hulle noem dit troukoek. Vertel Luka vir hulle in Afrikaans. Hy hoef mos nie Engels te praat nie, want Larry is nie nou daar nie. Maar iets waarsku hom om na regs te kyk, en daar staan sy toe nou binne hoër afstand. En nie dat dit saak maak nie. Sy verstaan mos nie hierdie inheemse taal van 'n minderheid van 44 mense in Suid-Afrika nie. Daarom voeg hy uit die diepste van sy hart by. Of is dit daardie simpel bandjies aan die vinger langs die pinkie van jou linkerhand? Nee, my liewe vriende, eerder julle as ek. Ek het nou gesien, dit is die ouens wat die langste uithou, wat die hardste kan val daarvoor. Barend knipoog vir Zak en Carly. Brom Luka. Miskien het ons ook binnekort 'n troue hier op Inyatikolo. Hoe so? Vra Dirk verras. Dirk, van alle mense, wat die heeltyd vir Larry, my liefie en my skattie noem, en nou maak hy asof hy van niks weet nie. Nee, ek sê liewer niks, dan is daar niks. Luka strek om nog 'n vleisbolletjie raak te vat. My darling, staan nader, dat ek jou aan ons gaste voorstel. Dirk staan op en steek sy een arm na Larry toe uit. Kom sit hier by ons. Aha, I rest my case. Luka verf sy beste glimlag op sy gesig en lyk vreeslik tevrede met homself, voordat hy die bolletjie in sy mond sit, kou en sluk. Hy het sy punt gemaak. Nee, ek het doepies beloof om hulle te neem na die plek waar die leeu's die vangs gemaak het, en dan gaan ek saam met hulle sundowners doen daar by die dam, sê Larry, en stap in die arm wat Dirk uithou. Ek weet julle manne wil besigheid praat vanmiddag, ons sien mekaar mos later in die eetsaal. Daarna draai sy uit Dirk se arm weg, waai vir almal behalwe vir Luka 'n kobaai en stap weg. Luka voel so effens afgehaal daaroor, maar dit maak nie regtig saak nie. Hy's mos nie heeltemal op 'n missie om haar te beïndruk nie, en die trons gaan aan die einde van die naweek weer weg en sy bly mos. Die trons is nie net vriende nie, hulle is sakevennote, die dat sy mos nou so ordentlik is.
Larry is so bly dat sy Lena se e-pos beantwoord het. Dit het haar oë oopgemaak. Luka Willemse is een van die grootste spelers hier in die bos, volgens Lena Ernst. Die dat hy met daardie slaapkamer hypnotiese sielvolle oë gebore is en 'n vrou, lyf en al verouwer. En as dit gebeur het, is die verhouding verby. Vir party manne kom dit natuurlik. Hy hoef net Luka Willemse te wees. Lena skryf dat Luka dit nooit vir haar in woorde gesê het nie, maar vir 16 jaar lank laat hy haar een Sondag elke maand voel asof sy die enigste vrou op aarde is. Sy het soos 'n heroïnverslaafde uitgesien na sy kuiers op daardie Sondagmiddag. 'n uur, net 'n uur, eenmaal per maand. En sy kon nie, sy wou nie wegbreek nie, want sy het bly hoop. Maar sy was blykbaar nie die enigste in sy lewe nie. In die tyd wat sy Luka geken het, was daar meer as een vrou, sogenaamde consenting adults, jy weet, kort flinks, selfs eenmalige tref en trapgeleenthede. En sy het geweet wanneer Luka op een van daardie missions van hom was. Sy kon sien dat sy gedagtes en sy hart nie op daardie stadium daar by haar, wat Lena is nie. En menigte kere wou sy dan wegbreek, uitkom uit hierdie situasie. Maar jy weet hoe 'n verslawing werk, wanneer die een fiks verby is, leef jy net weer vir die volgende keer. Dit is nou weer so. Luka kan dit nie vir haar wegsteek nie. Hy het weer iets of iemand in sy gedagtes of in sy vizier. En Lena stel voor dat indien dit dalkies sy, wat Larry Sullivan is, en sy nie iemand se speelding wil wees nie, sy sommer nou al haar paspoortjie moet vat en weghardloop van Enyatikula af. Dit is nie asof sy probeer om Luka Willemse se naam sleg te maak nie, skryf Lena Ernst. Maar die ou jakkels is net te lank in die land. Hy is niemand se vangs nie. Hy aas op elke los gelukkie wat hy iewers op die grond uitsniffel. En as hy klaar gekou en gesluk het, is hy op soek na sy volgende stukkie afvalmateriaal. Daar waar Larry haar e-pos gesit en lees het, het sy eers warm en toe ijskoud geword. Sy is modern genoeg om te weet dat ongetrouwde mense soms vir mekaar val, dat daar aantrekkingskrag tussen 'n man en vrou kan wees, sterker as wat jy met die verstand kan uitwerk. Die mens is immers ook 'n biologiese wese, maar die mens het darm 'n kop gekry om te gebruik. Larry het Lena Ernst hartlik bedank vir haar skrywe, en sy moet haar nuwe loopbaan op die passasiersboot geniet en elke geleentheid van haar kant toe kom met albei hande aangryp. Eers wou sy die laaste sin van die deel van die sin uitvee. Is dit nie wat Luka doen nie? Gryp elke geleentheid wat aan sy kant toe kom nie? Dit is nie asof hy aktief jag maak op sy prooi nie. Hy kon al meer as een geleentheid haar voete onder haar gelyk gemaak en gevat het, waaroor sy dalk later spyt sou wees. Of sou sy spyt gewees het, sou dit nie dalk 'n oomblik in die hemel gewees het nie. Maar sy het daarna in die bed geklim en besluit om nie weer daaroor te dink nie. Behalwe dat sy daarna 'n wilsbesluit geneem het, om Luka soos een van die ander personeel op die plaas te hanteer. Want paspoort neem en weghol wil sy beslis nie in hierdie stadium doen nie. Sy is hier om te bly. Nie net omdat Dirk vir haar gesê het dat die lodge gedeelte van die plaas eendag na haar toe gaan kom nie. 'n bankrotplaas sit dan maar altyd met minagting verwys na die stukkie Afrika bos. Maar vir Larry is dit steeds die mooiste plek op aarde. 'n Bonus, iets wat van haar pa afkom wat sy absoluut nie verwag nie. Die grootste geskenk wat
enigiemand wat Afrika aan haar bloed het, ooit kan droom om te ontvang. Dit het haar huis toe kom soveel beter gemaak. En aangesien sy die een is wat vir Dirk mooi gevra het om dit nie dadelik aan almal wat daar woon en werk te verkondig nie, sal sy stil agter die skerms werk om Inyatikhulu weer liggiet en op die kaarte te plaas. Dit is haar missie hier. Vergeet daarom van die groot veearts. Nou stap Larry eers terug kombuis toe om te gaan help om die borde met vingerhappies vir Doepies se groep te gaan help uitdra. Stefan Du Plessis of Stef, soos wat hy daarop aandring dat sy hom moet noem, want dit is hoe hy homself aan sy toergaste voorstel. Larry glimlag. Vir hom sal sy beslis ook maar uiters versigtig wees. Hierdie klomp Suid-Afrikaanse mans is net te aantreklik en te seker van hulle self om nie met 'n braaitang op 'n afstand gehou te word nie. Larry stap, eet haastig ook 'n broodjie en 'n frikadel, voordat sy stap om haar verkyker en videokameras in haar blyplek te gaan haal. Sy kom kamerasak oor die skouer terug by die lodge net toe Dirk en Luka met die trons in 2 karre wegry na die buffelkampe en krale toe. Barend wat saam met Luka aan sy Land Cruiser bakkie ry en die bruidspaar saam met Dirk in sy Land Rover. Haar hart maak 'n vreemde knypgevoel in haar borskas. Dit is hoe die liefde lyk. As 2 mense so na mekaar kyk, soos wat daar die 2 doen, mag hulle maar trou, want niks of niemand sal ooit weer tussen hulle kom nie. Karleen sak. En dit is mos presies hoe Luka na sy Itermago kyk. Sy nag nog maar al te lekker by haarself, toe sy voorlangs Stefan of Doepies dan in die Land Rover klim, waar die klomp nou regmaak om die plaas te gaan verken met Larry as navigator. En toe sy omdraai en na Doepies kyk, kyk hy na haar, soos wat Luka na sy Itermago kyk. Nee, Afrika en sy wilde diere en manne is nie vir sissies nie. Dit is 'n gevaarlike plek, besluit Larry Sullivan en raak besig met haar kameras. Word vervolg.